Goeiemôre. Ek onthou toe iemand sê vir ons donderdag, sê hulle ja, nee, as hierdie reën, as dit nou so gaan reën, kan ons maar weet, van hierdie week af is dit winter. Okay, en vanoggend toe ek opstaan, en was lekker vroeg op gewees, en ek maak vir my koffie, en ek kyk uit by die venster, en toe is dit so mistig daar rondom my, toe dink ek, wraggies. Die winter is hier, nee, hy het so weggeblei, en ewe skielik is hy hier, en so nou gaan ons almal weer ons warm klere soek, om aan te trek, en dan, as jy soos ek is nie baie lief voor om al die klere aan te trek altyd nie, dit is nie vir my lekker om so te voel, ek is die hele tyd so dikke baadjie nie, maar ek weet, as mense wat mal is oor, my vrou is een van hulle, as sy net nog kan aan nie, so lekker snoesig kan wees, is vir haar lekker, vir die mense wat die winter baie lief is voor, hier kom 'n wonderlike tyd vir julle, vir die res van ons somers op pad. Ok, ek wil julle dan groet vanoggend, in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, mag sy vrede met u wees, en mag die Gees van God vanoggend ook in die harte praat, en mag u hoor, as hy met deel, dit wat hy wil deel, uit die woord uit. Voor ons begin sing, die afkondigings, wil ek net gou hierdie, want ek met die jeug kry ek het reg om dit altyd te vergeet in die einde, en dan wys iemand vir my, die Bybel! Ok, wie gaan vir ons die Bybel hierdie week lees? Is daar iemand wat sê, hulle wil asseblief die Bybel lees? Ons gaan uit Johannes, jy sal dit in elk geval kry, maar dis Johannes 12, vanaf vers 1 tot 8. So is daar iemand wat vir ons hierdie bietjie die Bybel wil vat vir hierdie week, sê maar, hulle wil graag hierdie week die Bybel gaan? Enigiemand? Enige takers, die Bybel wil vat? Ons gaan aanhou, op die daar bo, daar is hy, ek sal na die tyd gou gee, ok, dit is 100% reg, ok, die Bybel, net so vir interessantheid, ek weet, binne in die Bybel is al klomp goed geskrywe, en interessante goeders gewees, dus ek kry 'n mooi Bybel vir my hierdie, wat ons gebruik, so as jy hom oopmaak sal jy sien, is so 'n groen Bybel, dis die 83 vertaling, maar dit is vir my verskriklik 'n mooi Bybel hierdie, so as jy wil kyk bietjie na hom, dis verskriklik mooi vir my. Ons gaan lekker saam sing, en dan som tot eer van die Here, en dan gaan ons bietjie hoor wat hy die Bybel uit vanoggend vir ons sê. Ek gaan dan oor vir die orde. Hosanna in die hoogste, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik die naam, soos ons nou door die staan. Ons verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Majesteit, wat zeker
gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. Lei my in die waarheid, leer my van die Vader en sien, is hy ook my trooster. Kom o Skepper Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, kom in al die krag. Lei my in die waarheid, leer my van die Vader en sien, wees hy ook my trooster. Kom o Skepper Gees. Ek wil hê, nadat ons nou hierdie mooi lied gesing het, kom ons dink so 'n bietjie aan hierdie week. Wat het hierdie week gebeur? Dalk is daar iets wat u moet bely. Dalk is daar iets vir die Here op hierdie stadium in die hart vir u sê, om te sê, maar jy moet skoonmaak. Jy moet vir my vra om my te vergewe. Jy moet daai ongeduld of frustrasie of irritasie dalk bely teenoor die Here en sê, Here, vergewe my. Hierdie week het ek dalk kwaad geraak of iets gedoen of gesê vir iemand wat eintlik skade gedoen het aan jou verhouding met die Here en ook jou verhouding met ander mense. So vir 'n paar oomblikke ondersoek 'n bietjie u hart. En dan sal ons vir die Here vra om ons te vergewe. So ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, dat jy sommer net kan kyk na jouself. Wat is daar? Is daar iets wat jy moet bely en bely dit dan? Sê dit vir die Here. En dan sal ek vir ons afsluit in gebed. Ek gee vir julle 'n paar oomblikke van stilte. Here, as ons so stil word voor U en ons kyk 'n bietjie na ons eie lewe of na hierdie week wat plaasgevind het, moet ons kop in skaamte laat sak.
Want daar's tye hierdie week wat ons nie geleef het soos U van ons verwag nie. Dat ons nie in liefde geleef het nie en dat ons nie lief was vir ander mense nie. Dat ons nie U lief gehad het met ons hele hart, verstand, siel en krag nie, Here. Vergewe ons daarvoor. Vergewe ons dalk vir ons ongeduld of ons frustrasie, ons jaloesie, ons irritasie. Of Here, dalk was dit 'n week gewees wat ons so besig was met 'n klomp goed dat ons nie by U uitgekom het nie. En vergewe ons dan daarvoor. Vergewe ons dat ons nie tyd gemaak het vir U nie. Nie genoeg tyd gemaak het vir U dalk nie. Of dalk die mense rondom ons, waarvoor ons die liefste is dalk die mense wat die swaarste gekry het hierdie week. Of ons het dalk nie by mekaar gesels nie, ons het so half by mekaar geleef vir 'n paar oomblikke. Vergewe ons dan daarvoor, Here. Maar dankie, Here, dat U vir ons sê in die woord, dat ons na U toe kan kom, gebroken en stikkend, onvolmaak. En as ons bely, dan is U getrou en regverdig. U vergewe ons van al ons ongeregtigheid en U maak ons weer skoon. U maak ons rein. Sodat ons voor U kan staan, kan hoor wat U vir ons sê, sonder om skuldig te voel, Here. En dankie daarvoor. Dankie dat ons 'n God aanbid, wat ten spyte van ons lief is vir ons en ons vergewe. Wat ten spyte van ons onvermoë sê, maar ek is sterk wanneer jy swak is. Dankie daarvoor. U is God en ons eer U daarvoor en dankie dat U ons vergewe. In Jesus naam. Amen. Ek het hierdie stukkie in die Bybel wat ons vanoggend gaan lees. U kan die Bybel so lank oopmaak vir my as jy hom hierso het, is Johannes 12. Is vir my 'n ontsettende mooi stuk in die Bybel. Ek het 'n prent gesien een keer van hierdie stukkie in die Bybel en ek het myself gedink, Jesus, dit sê so baie vir my, hierdie prentjie sê so baie vir my. Ek sal nou oor dit praat weer, maar dit het my hart aangeraak. Dit het my, en elke keer as ek nou hierdie stuk lees, dan sien ek daai beeld, daai prent kom in my kop op. Ek kan vanoggend ongelukkig nie vir u die beeld wys nie. Ons het so 'n klein bietjie 'n probleem met ons internet. So ek sou graag vir u wou wys, maar ek kan nie. Ek sal dalk dat hulle volgende week so vinnig vir u wys of dalk stuur op die WhatsApp groep uit kan sien. Maar dit het my aangegryp. Op 'n manier wat ek nie verwag het dit gaan nie. En ek het iets beleef terwyl ek dit sien wat tog al diep in my hart met my gepraat het. Nou die stukkie wat ons gaan leef, gaan ons 'n bietjie oor, net voor ons daar uitkom, dalk net die tafel dek van hoe dit lyk. Wat het gebeur in hierdie week? Toe Jesus gekom het, is dis 6 dae voordat die Paasfees gaan plaasvind, so hy kom kuier by vriende. 'n Paar weke voor dit is Lazarus uit die dood uit opgewek. So dit is 'n bietjie die spasie. Hulle is op pad Paasfees toe. Lazarus is 'n paar weke voor dit opgewek uit die dood uit. Jesus kom vir die laaste keer, kom hy by sy vriende, voordat hy Jerusalem toe gaan. En daarna, in die volgende 6 dae, nou ek moet vir julle sê, ek het, een van my kollegas het altyd vir my gesê, John, wees versigtig vir insegese. Nou insegese en exegese is nie dieselfde goed nie. Exegese is wanneer jy toelaat dat die skrif met jou praat, insegese is, en jy besluit wat daar staan. Okay, so ek het so 'n bietjie geinsegese, daar's 6 hoofstukke, vanaf hoofstuk 12 tot 18, waar Jesus toe nou gekruisig word. So in my kop, en so dis glad nie 'n Bybelse, dis sommer net in my kop, was dit gewees, dis so 6 dae. En daai 6 hoofstukke wat plaasvind, is hierdie ongelooflike mooi, jy kan 'n bietjie gaan kyk, is waar Jesus hierdie mooi lering gee vir sy disippels, oor wie hy is, en wat vir hulle voorlê, en wat gaan gebeur, en so ek het myself ingedink het in daai oomblik van die volgende paar dae, het Jesus al hierdie goed vir hulle geleer, en vir hulle gesê, want net voor dit het hy vir hulle gesê, weet, my tyd is naby. En 6 dae later, daar ook 'n klomp goed gebeur met Jesus. Met die Paasfees wat gebeur. So hou net hierdie prentjie in gedagte. En dan is daar 2 goed wat jy moet weet. Dit is nie die huis van Lazarus waar hulle ingekuier het nie, waar hierdie ete plaasvind, dit was gewees in die huis van Simon, die melaatse,
wat Jesus genees het vroeër. Lazarus was Jesus se beste vriend op aarde. Hulle was vriende. En hulle het saam gekuier in hierdie huis van Simon. So dis die prentjie, hy het kom kuier by sy vriende vir ou Laas, sy disippels, Simon is daar, hulle was ook vriende, sy huis, hy is welgesteld gewees, en Maria en Martha was daar, Lazarus was daar, jy sal dit nou hoor ook in die teks, so dis die prent, hy en sy vriende gaan kuier, hulle gaan gesels, en sommer net vir ou Laas, lekker tyd saam met mekaar spandeer. Maar voor ons die Bybel oopmaak, kom ons vra vir die Here om dit vir ons oop te breek deur sy gees. Kom sluit die oë. Liewe Heer, as ons vanoggend hierdie stukkie lees uit Johannes 12 uit, dan breek dit vir ons oop, Heer. Maak hierdie oomblik, hierdie stuk skrif vir ons iets wat ons kan gebruik om nader aan U te kan beweeg. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend Bybel te mag lees, om godsdienstvryheid te mag hê. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. So kom ons lees hierdie stuk saam. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En hier gebeur hierdie oomblik. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad, so hy het met die geld gewerk van die disippels, en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Hierdie ongelooflike oomblik wat plaasgevind het. Nou, geure is interessante goed, nê? Reuk. Ons ruik verskillende goeders en verskillende goed ruik vir ons lekker. Ek onthou een keer het ek in 'n vlug gewees en die persoon wat langs my gesit het, se reukwater het my hooikoors gegee. Dit was horrible. Weet, vir 2 ure lank, al wat ek wou doen met sulke rooi oë langs hierdie ou is nies. Dis al wat ek wou doen. En al wat ek gedink het is, kan ek skuif? Is daar 'n plek? Maar reuke is ongelooflik interessant. Ek onthou die eerste keer toe ek verby 'n vrou geloop het, ek dink sy het gedink ek is van my kop af, en die reukwater wat sy gebruik het, was vir my verskriklik lekker. Ek het na haar toe geloop en vir haar gesê, "Ekskuus tog, wat gebruik jy?" En ek weet sy het 'n oomblik so gehad van, okay, ek sê vir haar, "Dit ruik vir my verskriklik lekker, ek wil asseblief vir my vrou dit koop." En het toe sy vir my gesê wat dit is, en ek het dit toe gaan koop vir Louise. Maar reuke is ongelooflike goeders. Wie van u ken Sasolburg in die 80er en 90er jare? Nie nou nie. Die reuk is weg. Ons is gered daarvan af nou. Maar wie het in die 80er en 90 jare verby Sasol gery? Ag, jy kon net soos 100 km rondom Sasol gery het en dat jy geruik. So 'n lekker vrot eie reuk. Nee? Nou ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het as ons ry en hy ry so in en daai reuk slaan jou so en jy dink by jouself, "Jo," dan sê hy, "Die reuk van brood en botter." Maar reuke is uniek. Plante. Dink aan daai reuk wat vir u lekker is. Dalk is dit 'n blom, dalk is dit 'n boom. Ek het 'n boom in my tuin waar ons is wat vir my ruik soos hondepiepie. So dis vir my glad nie lekker nie. Die kar staan langs die boom. So ek stop elke oggend daar, dan gaan ek, "Oh man," dan moet ek die karre ruik weg. Maar geure is ongelooflik hoe dit mense beïnvloed en hoe jy goed onthou as jy sekere goed ruik. Pannekoek.
kaneel. As jy dit ruik, braaivleis. Daar is niks soos 'n braaivleis reukie. As jy verbyloop en jy ruik daai sosatie reuk, van sosaties wat net gebraai was, wat in 'n warm bak staan, jy loop verby. Jy kan dit proe. Jy ruik, jy kan proe hoe dit proe. Okay, dit is hierdie ongelooflike goed wat gebeur met ons binne in ons lewens. Reuke speel 'n ongelooflike belangrike rol. En dit laat ons goed onthou. Dit bring soveel meer terug as net 'n reuk. Nou dink is vreemd. Vir van ons is dit dalk die reuk van see in 'n spesifieke plek by die see. Nee, dis nie oral dieselfde nie. Nee, so as ek in die Kaap, daai fynbos reuk as dit nat word, wat jy ruik. Dan ruik ek daai bamboes, dan dink ek, ja, dit is by die see. Dit is by die see. Ander mense hou nie van die reuk nie. Dalk grond, nat grond. Ek weet Louise daar in Vryburg, daai grond, dit moet 'n reuk. Dit ruik anders as dit nat word. Ons ruik reën kom. Het jy al dit beleef? Jy ruik daai vog, jy ruik dit. Jy weet net, dit gaan reën. So geure speel hierdie ongelooflike rol en hier gebeur hierdie oomblik waar hierdie ontsettende dier reukolie. Ongelooflik duur. So om vir u 'n idee te gee, hulle het hierdie nardusolie gebruik as 'n neseier, as 'n belegging. So waar ons vandag dalk in goud sal belê, het hulle in hierdie nardus reukolie belê. So jy weet, jy het 'n neseier. As jy hierdie het, kan jy dit verkoop vir baie geld. Dit is duur. So van die ander evangelie sê vir ons, dis 'n jaar se salaris gewees. So vat gou u salaris wat jy kry en dink dit is alles. Dis wat dit gekos het. En hier kom Maria en sy breek dit oop. En sy gooi alles, 'n half liter daarvan, op Jesus uit. En sy droog dit af met haar hare. Hierdie oomblik van absolute oorgawe, van absolute sê maar, die reuk van my aanbidding moet versprei oral in die huis. Hierdie is die koning, dis die Messias, dis die een wat gekom het. Ek glo, dis hy, ek glo dit. Ek wil hom aanbid met alles wat ek het, alles wat ek besit, gaan ek gee, sodat mense weet, dis hy. Almal in daai huis het geweet, toe hulle dit ruik. Wow, wat is dit? Ek vermoed in die kombuis buite hierdie reuk versprei. Haar geur van aanbidding, die oomblik wat sy gekom het met haar volledige alles, en gesê het, Here, ek is lief vir u. Ek is lief vir u, nie net in die goeie tye of die slegte tye. Ek het nie 'n verwagting iets gaan gebeur nie. Ek wil net kom gee, ek wil kom bring, ek wil net neersit by u, Here, en ek wil hê u moet dit beleef en ervaar, want ek is lief vir u. Ek is hier, want u is my God. Dis wat hier gebeur het. Hierdie oomblik wat sy sit in daai spesifieke, dis 'n skildery, loop die traan so oor haar wang, terwyl sy hare gebruik om sy voete af te vee. Is ongelooflik ingrypend vir my gewees. 'n Oomblik van volledige oorgawe, om te sê, Here, hier is ek. Vat net wat ek is en wat ek het. Want ek het u lief. That's it. Dis my verwagting. Dis dit. En dan aan die ander kant kry ons nou, en Judas word nou hier uitgelig, maar die ander disippels het dit gedink, as jy gaan kyk na Markus en Matteus, sal jy sien, daarso sê die ander disippels ook, maar hoekom? Hierdie geld kon gebruik word. Judas het dit net verwoord. Hy het gesê, wag 'n bietjie, is dit nie mors nie? Is dit nie mors nie? Nou, toe ek hier oor dink ek, jy's maar, ja, dit is nou iets anders, jy weet, jy kan nou oor 'n klomp goeders praat, maar ek hoor hier iets van waar God sê, maar aanbid jy my volledig vir wie ek is. Kom maak jy jou hart oop teenoor my met alles wat jy het. Kom sê jy vir my, Here, ek aanbid U. Kom jy kerk toe om te sê, Here, ek wil net myself kom gee. En wat U ook al teruggee, dit vat ek, Here.
Ek wil net U wees in die teenwoordigheid. Ek wil net wees daar waar U is. Ek wil net wees in 'n oomblik waar 'n klomp gelowiges bymekaar is om iets te beleef van die grootheid, die goedheid, die godheid van wie ons aanbid. 'n Oomblik om te sit en te sê, Here, ek wil net U aroma ruik. My aanbidding moet soos 'n geur wees wat uitgaan na ander mense toe, waar hulle iets beleef van die grootheid van wie God is. Of maak ons soos Judas. En ons kom en ons sê vir mekaar, ek het niks gekry nie. Ek het niks beleef nie, ek het niks ervaar nie. God het my niks gegee nie. Dit was Judas se hart ook. Gee my iets. Ek wil hê. Hoekom kan ek ook 'n bietjie kry nie? Hoekom kan ek nie ook geseën word nie? Hoekom kan dit nie met my goed gaan nie? Hoekom kan ek nie vooruit gaan nie? Here, waar is jy? Hoekom moet ek swaar kry? Ek wil nie swaar kry nie. Dit moet goed gaan met my. Hoekom aanbid ek jou in elk geval? Waar is jy? Waar is jy? Kan dit nie anders te wees nie? Ons word so maklik vasgevang in hierdie wêreld van ons, as gevolg van ons omstandighede, dit wat rondom ons gebeur. Ons doen, ons word regtig. En dis nie omdat ons noodwendig negatiewe harte het of altyd negatief is oor alles nie, maar ons word so vasgevang met ons omstandighede dat ons begin wonder, Here, waar is jy nou? Ons kom kerk toe met 'n behoefte dat God moet gee. Of dalk die dominee. Ons kom kerk toe met die behoefte dat alles moet net regloop in my lewe. Maar dan aanbid jy die verkeerde God. As jy van hier af aan lees, sal jy sien, Jesus sê vir sy disippels, weet een ding, jy gaan swaar kry namens my. Die wêreld gaan jou haat, hulle gaan jou wegstoot, hulle gaan jou verkleineer, hulle gaan jou sleg sê, hulle gaan sê, o, jy aanbid 'n God, hoekom gaan dit met jou sleg? As jou God regtig 'n God wat almagtig is, dan moet dit met jou goed gaan. Waar is daai God nou? Dis wat begin gebeur. Ons begin so vasgevang raak in die leuns en ons vergeet om net te kom. Soos Maria gekom het. Martha was kwaad vir haar. Ek weet nie of jy die vorige stuk onthou het nie. Jesus het ook by hulle gekuier. En Martha het goed aangedra en wat het Maria gaan doen? Sy het by Jesus se voete gesit, sy het gaan luister wat hy sê. En toe kom Martha en sê vir hallo, Jesus, kan jy nie sien nie? Hierdie suster van my is lui. Sy sit net hier. Ek moet my vingertjies stompies werk. Nee, ek moet al die skottelgoed was, ek moet die goed ronddraak, ek het die kos gemaak, ek het al die goed gedoen en gebring. En waar doen sy? Sy sit net hier. En toe sê Jesus, julle het mekaar nog verlang. Ek is nou hier. Haar fokus is op my. Sy wil nou leer. Sy wil nou hoor, sy wil ervaar, sy wil beleef. Martha het dieselfde geleentheid gehad as Maria, maar sy het dit heeltemal gemis. Hierso gebeur presies dieselfde. Dieselfde vrou sit by Jesus, sy kom in, sy sien hom, sy gaan, Here, ek glo dat U is die Messias. Sy kom breek haar hart, haar geld, haar alles oop op hom en sê, Here, as ek net die voete kan was met hierdie olie. As ek net die voete kan was met hierdie olie. As ek net kan sê, Here, sien my raak en weet ek is lief vir U. Weet ek is hier om U te aanbid en te sê, Here, hier staan ek voor U as kind van U. Ons hoor nie hier van Martha wat iets gesê het nie. Ek vermoed sy dalk saamgestem met Judas. Toe hy gesê het, joh, kyk, want ek het die kos weer gebring, daar staan sy het hulle bedien. Dit was haar liefdestaal, dis hoe sy gewys het, sy is lief vir hulle. Sy het kos gemaak en hulle bedien, dit was vir haar lekker. Okay. Die frustrasie wat sy beleef is, dat sy help aan nie. Maar sy het graag bedien. Iets het daarvan gebeur. Hoeveel keer kom ons kerk toe en vergeet ons om te kom sit en vanoggend te kom sê, Here, hier is ek. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om my aroma van aanbidding vir U te bring en te sê, Here, U is my God. Ek breek hierdie nardes kruik van myself oop om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek. U is my God
Ek is lief vir U. U het my lewe verander, my hart verander. U het my vergewe, U het my vrygemaak. U het my die voorregte gegee wat ek het. Ek het 'n werk. Ek is op soek na werk. Here, sien my raak. Ek het dalk kinders of kleinkinders waarmee dit baie goed gaan. Ek het soveel goed om vir dankie te sê. Ons gaan dalk huis toe gaan en ons gaan lekker kos maak in die reuke, gaan die huis vul en ons gaan saam eet. Here, hier is ek. Mag ons nie vasgevang raak, soos wat Judas vasgevang geraak het, binne ander goed nie. Binne die spasies waar ons sê, wat kan ek kry hieruit? Wat kan ek kry hieruit? Wat kan ek kry, sodat ek op 'n beter plek is, sodat ek beter kan voel? Want as dit jou behoefte is om 'n God te dien, wat net na jou pype dans, dan is my vraag, wil jy regtig 'n God aanbid wat jy so maklik kan manipuleer? Wat jy kan bepaal? Hoe hy moet optree? Of wil jy 'n God aanbid om te sê, Here, U wil is beter as my wil? Ek ken nie. U sal my nie in die steek laat nie. Ek is vir my lekker as ek met mense praat, ouer mense praat. Dit is vir my lekker gewees om met my oupa tyd te spandeer. Een ding wat ouer mense het, wat jong mense glad nie het nie, is 'n verlede. Baie lange, vir van ons. Maar jy kan terugkyk in al die beloftes, al die plekke waar God getrou was. Tussen daar tye was wat elkeen van julle weet, jy gedink het, waar's die Here? Gaan nooit hier uitkom nie. En dan staan jy nou terug op die lewe en kyk terug. Iemand het eendag vir my gesê, dis hoe van die ouer boere so maklik kan sê, moenie worry nie, sal oukei wees. Die Here sal weer voorsien. Want hulle weet, God voorsien weer. Hulle het 'n geskiedenis. Hulle kan terugkyk en onthou. Stefan Joubert het gesê, ons as kinders van God moet agteruit vorentoe leef. Bedoelende, onthou God se beloftes terwyl ons die toekoms ingaan. Hy sal jou nie los nie. Niemand kan jou uit sy hand uitruk nie. Sy liefde is genoeg. Die feit dat hy jou red, is genoeg. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n wonderlike spasie om in te leef, om te dink, ek kan die beloftes wat God vir my gemaak het, toe ek jonk was, is nog steeds waar vir my vandag. Dalk die belofte wat gister gemaak is aan my, is nog steeds waar vandag, en sal waar bly, want God hou sy beloftes. Al breek ons baie keer ons eie beloftes. Hierdie stukkie in die Bybel. Vriende wat saam kuier, net lekker eet. Daar staan nie dat Jesus iets gesê het, weet inspirerend nie. Daar staan net hy het saam met sy vriende geëet. Die inspirerende oomblik is 'n vriendin van hom wat na hom toe gekom het en alles gegee het om te sê, Here, dis 'n voorreg om in die teenwoordigheid te wees. Mag ander mense dit hoor. Mag ander mense dit sien. Mag ander mense opgewonde raak oor daai feit. Dat ek in die teenwoordigheid van God mag wees. En ek dit kan vat na ander toe. Dit is die mooi stuk in Psalms wat sê, ja, ons aanbidding moet soos 'n aangename reuk wees vir mense daar buite. Mag dit waar wees hierdie week vir u. Mag ons so leef dat mense begin vra oor hoekom is jy positief? Want dit is nie altyd so lekker waar ons werk of waar ons nou is nie. Wat gaan aan? En dan kan sê, God se beheer. Hy is my God, hy is in beheer. Hy weet beter. Ek gaan vashou aan sy beloftes. Ek gaan vashou aan dit wat hy doen. Dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. Is 'n voorreg om te kan sê, ek kan bid 'n lewende God wat my ken. En dan, die stukkie eindig interessant waar hy gesê het, die armes het jy nog by julle baie, maar vir my net vir 'n klein rukkie nog. En daarmee het Jesus nie eintlik gesê dat armes nie belangrik is nie. Vir daai oomblik het dit gegaan oor die aanbidding
van wie hy is. Ek wil vir u die volgende 2 verse, gaan ons nie lees nie, maar dis waar Judas besluit het om Jesus te verraai. Nou in Exodus is daar 'n versie wat sê, as jou slaaf, en dit is verskriklik sleg vir my, as jou os, of bees, 'n slaaf van 'n ander man doodgetrap het. So daar het nou 'n ongeluk gebeur, en hy het hom doodgetrap. Is dit presies dieselfde geld wat Judas gevra het om Jesus te verraai, wat jy moes betaal het. 'n Klein stukkie verder, net voor dit, 'n jaar se salaris. 'n jaar se salaris. Net daarna, Judas Iskariot, wat bereid is om Jesus te verraai, vir 'n slaaf, wat doodgemaak word, deur 'n dier. Ongelooflik. Ongelooflik, hoe iemand al hierdie goed kon sien, en nog steeds nie kon sien nie. My gebed is, dat dit nie met ons gebeur nie. Laat ons nie al hierdie goed hoor, wat die Bybel vir ons vertel van ons verlossing, ons God, en ons hoor, en ons hoor, en ons hoor, en op die ou einde van die dag, het ons nie gehoor nie. Het ons dit gemis. Want ons koppe en ons harte, was vasgevang, in iets, totaal en al anderste, as wat God vir ons gegee het. Mag u geur van aanbidding hierdie week, ander mense inspireer, om te sê, jou God leef. Jou God leef. Mag dit so wees. Mag jy 'n aroma versprei van aanbidding. En mag daar waar u kom, sonder dat u iets sê, mense kan agterkom in die manier hoe ons met ander werk, of hoe ons optree. Ons is sy kinders. Ons is sy kinders. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, as ek hierdie stuk lees, dan raak ek emosioneel. Ek raak hartseer en bly oor die ontsettende mooi en die ontsettende hartseer wat afspeel in hierdie 8 versies. Van iemand wat verstaan het, wat tyd spandeer het saam met Jesus en in 'n oorgawe geweet het. Hierdie is die koning. Hy word gesalf vir dit wat kom, die seer, die sleg, die sterf van 'n kruis. En in daai selfde kamer, Here, mense, iemand, 'n persoon, Judas, wat dit net nie gevang het nie. Hy het dit net nooit beleef, gehoor nie, glad nie. Hy het dit gemis. Soveel so, dat hy op die ouene vandag u verraai. Here, mag ons nie u verraai nie. Mag ons dit nie mis nie. Maar mag ons nardesolie van aanbidding, ons beste, kom gee, sodat u geëer sal word in 'n erediens, in ons lewens, in ons gesinne, by die werk, daar waar ons ook al beweeg, Here. Want ons is tog die tempel waarin die Gees leef. Mag ons dit onthou en dankie, Here, vir u liefde en u genade in Jesus naam. Amen. Amen. Gaan dan geleentheid gee vir dankoffer.
Ek wil voor ons slotlied sing, wil ek baie graag vanoggend wil ons hê ons moet hardop ons geloofsbelijdenis saam sê. So ek wil hier vra om te staan. Ons gaan sommer vir albei staan, so ons gaan die geloofsbelijdenis doen en dan gaan ons slotlied doen en dan sal ek die seën uitspreek. Maar kom ons staan vir ons geloofsbelijdenis. Ek wil vir u vra vanoggend, as ons geloofsbelijdenis doen, moenie iets oop toe maak nie. 'n Belijdenis, 'n geloofsbelijdenis is nie 'n gebed nie, dis om vir mekaar te sê wat ons glo. So u kan die oë oop hou vir dit asseblief. Okay. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sing die hemelkoring op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besit. Laat ons lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou handen na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste Here. Om te kniel voor die Vader en gebed tot om te nader, om as koning en verlosser te bely. Om te dank vir sy genade, vir sy siel en wonderdade, want die krag van sy waarheid maak ons vry. Hef jou handen na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste Here. Om te gaan na die nasies, dan sy opdrag was massies om te doen en te lewe net soos hy. Van deur sy wonderwerke is daar nou geen perke aan wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou handen na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste Here. Sympaal en tromdraas en sy shofars wat te blaas, want die groot dag van Jesus kom beslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond nog sal getuig, dat die ruiter op die witpad koning is. Hef jou handen na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste Here. Die heel beste Here, die heel beste Here vir my. Mag die Here julle seën hierdie week. Seën met geleenthede om sy aroma van aanbidding te versprei na 'n wêreld toe wat moet hoor van sy liefde, sy genade, sy vergifnis.
En mag die Here met julle wees elke oomblik in hierdie week. In die naam van Jesus Christus.